Sy baie welkom van my kant af. Is lekker om vanoggend saam met julle te kuier. En ons het dit gemaak tot by level 3. Great. Dink dis vir ons 'n voorreg om ons family bymekaar te kom. En dis is iets van ons hart vir ons as gemeente om regtig 'n omgewing te skep en sekere goed vir jou te gee waar jy geestelik kan groei en geestelik net 'n nuwe dimensie van God se van jou belewenis van die Here en hoe hy jou gebruik wil inbring in jou lewe en ons sien uit na hierdie Woensdag aand waar ons begin met ons gawes in aksie kursus. Nou dis 'n kursus wat jou deurvat net rondom wat is die gawes van die Heilige Gees en hoe werk dit in my lewe? Hoe kan ek dit gebruik? Hoe gebruik die Here dit in ons lewens om ander mense se lewens te verryk en om ons eie bediening na ander te net te enhance. Dis amper ietsie van 'n steroid in jou lewe van as jy voel luister jy wil graag 'n groter impak maak daar waar jy gaan of nou is by 'n werksplek of nou is hier by die kampus waar dit ook al mag wees. Is hierdie 'n great kursus vir jou. So dit is 6 weke wat ons saam gaan doen elke Woensdag. So maak seker jy kom daarby uit, jy kan registreer daar by ons info toonbank of op online op ons website kan jy ook gaan kyk en gaan registreer, kom join ons vir gawes in aksie en dis altyd ietsie van 'n katalisator vir iets groots wat gebeur in ons kampus. En nou wil iemand tog net hierdie kind kom haal. Vroumens, wat jou kind? Net op wag, luister net om te sê dit is my vrou. Okay, so net daai klos en my kind. Right. Geloof die Here. Okay. Dis eintlik so applicable tot wat ek vandag gaan share. Okay, so hierdie was eintlik alles beplan. Maar julle ons celebrate net as Doxydale family. Ons het laas naweek ons eerste kampus in Amerika in Charlotte, North Carolina geplant. Kan ons net vir die Here net 'n handeklap gee? Julle kan gaan kyk op ons social media, daar's foto's en so voort van hoe dit daar lyk, maar ons vertrou saam as gemeente, as family dat die Here daar iets amazing gaan doen. Net dit wat die Here klaar besig is om te doen en die opportunities en so voort wat hy klaar vir ons gegee het, daar is net amazing. So ons is in keen expectation vir dit wat gaan gebeur daai kant. Nou ons is besig met ons reeks of ons sluit eintlik af vandag, dis wie ons is. Nou vir die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer is of jy het so rukkie terug was jy laas hier. In hierdie reeks het ons gekyk net na al die dimensies van kerklewe. As ons sê hierdie is ons as Doxydale, wat is sekere kenmerke, wat is sekere goed, wat as jy sê jy is deel van ons as gemeente, wat kan jy verwag, al die dinamika van kerklewe, van hoe lyk dit, en ek wil vandag met jou ietsie share, eintlik al as 'n omvattende outcome, vir dit wat ons gedeel het die laaste klomp weke. Want ek glo as ons hierdie beginsel in ons lewe kan snap, dan gaan ons nie net meer kleur in ons eie lewe beleef nie, maar ons gaan die kapasiteit hê om die Here se kleur in ander mense los te maak. Nou, ek wil jou vat na hierdie ou. Alright. Nou, sy naam is Martin Krause. Soos julle geweet het. Okay, maar so Martin Krause is seker een van die Duitsland, wel, ek sal nie sê een van hulle beste klavierspelers, maar hy was 'n redelike bekende pianis gewees. Alright, hy het konserte gespeel en Duitsland het hom min of meer geken, maar Martin Krause is nie noodwendig 'n naam wat ek en jy of die klavierwêreld regtig so sal uitken nie. Maar Martin Krause kry eendag 'n
nie 'n oproep nie, ek dink nie daar was daai tyd, het hulle miskien 'n oproep of 'n telegram of 'n posduif of iets, maar kry hy die boodskap van Chili se regering en sê hoorie, hulle het 'n 8-jarige laaitie wat nogal begaafd is in klavierspeel, wat 'n begaafde pianis is. Soveel so dat hy vir een van die regering se bymekaarkomsgeleenthede het hy daar gespeel en toe besluit hulle, weet jy wat, hierdie ouetjie het baie potensiaal. En Martin Krause kry die boodskap om hierdie ouetjie en hulle stuur hierdie seun vir 10 jaar om onder Martin Krause te leer. Martin Krause ietsie van 'n vaderlike figuur en 'n vaderlike rol begin speel in Claudio Rau se lewe. Nou daar's Claudio op 8 jaar ouderdom. So Claudio Rau word gereken, ek bedoel dit is as een van die wêreld se beste pianiste nog ooit. Dat in Claudio, hulle sê, as hy elke stuk wat hy uit sy kop uit kon speel, as hy dit aan een moes speel, kon hy 76 konserte speel, sonder om een lied of een stuk te herhaal. Sien, maar hier is die ding, vir meeste ouens wat klassieke musiek geswat het, en sal Claudio sy naam ken. Maar dit het gevat iemand, 'n Martin Krause, om te sê, luister hier, ek besef ek het talent, maar ek het 'n gawe en ek het iets om dit oor te dra na 'n volgende generasie. En hy vat vir Claudio onder sy vlerk en hy guide hom en hy lei hom. Tot waar hy toe eventually opgeëindig het, een van die wêreld se beste, een van die geskiedenis se beste klavierspelers. Nou, ek weet nie of jy al, die van julle wat klein kinders al gehad het, wat of blokfluit, of viool, of iets leer speel. Okay, Martin, hulle verstaan dit lyk of iemand iets baie sleg aan of dit klink, of iemand die bure iets aan 'n kat doen, wat verstaan wat verskriklik is, of as jy leer klavier speel, dan sit min of meer so iets. En imagine net daai vir 2 ure in jou huis. So, maar is die ding, iewers het elke pianis begin met daai. En baie keer is dit so in ons geestelike lewe ook, is dat die Here se doel en sy purpose vir ons is om geestelik te groei. En Johannes skryf in 1 Johannes 2, skryf hy die volgende gedeelte. En hy sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat julle sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Nou jy lees hierdie gedeelte, en jy dink, okay, presies wat sê hy nou hierso, maar Johannes gee vir ons eintlik 4 dimensies. Ek wil dit nie vlakke noem nie, want dit is nie een of ander leertjie wat jy klim nie, maar 4 dimensies van geestelike groei. En ek wil vandag eintlik 'n spieël voor jou sit. Ek wil sê, luister hier, waar pas jy heiliglik in? Waar is jy in jou lewe? Waar is jy in jou geestelike pad saam met die Here? En hopelik help dit jou om net te gauge in terme van wat is jou volgende tree wat jy moet gee? Wat is dit wat
die Here van jou volgende verwag. En die eerste ding, hy noem 4 konsepte, 4 dimensies, kinders, vaders, jongmanne en kinders. En ons gaan na elkeen van daai kyk, want elkeen van daai het 'n spesifieke doel en 'n spesifieke 'n doel hoekom hy dit so bewoord, want wat hy doen in hierdie eerste gedeelte is, hy sê, luister hier, eintlik praat ek met almal. Maak nie saak in watse of geestelike volwassenheid waar jy is in jou geestelike pad nie. Maar hy begin en hy sê, kinders. Die eerste vlak. Hy sê, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Nou die woord wat hy daar gebruik is die Griekse woord teknion. Teknion wat beteken an infant, darlings, Christian converts, little children. Sien, en party van ons is in hierdie vlak, in ons geestelike pad saam met die Here. Vir ons sê, luister jy, okay, ek besef, my sondes is vergewe, ek glo in Jesus, en miskien is dit, miskien is jy hier, en jy het onlangs eers regtig jou hart en jou lewe vir die Here gegee. Dat dit is hierdie vlak van verstaan, van as ek vir Daniel vra, speel gou vir my 'n C, of 'n G, vir A, ek maak nou elke liewe musiek, persoon die mal, maar anyway, so, verstaan, daar's 'n basiese kennis, min of meer, van wie die Here is, en paar sleutel skrifverse, Psalm 23, en jy het paar gedagtes rondom dit, maar hier is die ding, as ons nie op 'n plek kom, dit vat 'n stuk intentionaliteit van my, om te sê, maar ek is nie net happy met ping in my lewe. Dat dit is, weet jy wat, as ek onthou of as dit nagmaal is, kom ek kerk toe. Verder is die som totaal van jou geestelike investment wat jy in jouself maak, miskien as jy 'n versie raak lees op Facebook. Sien, en ons almal het hier begin, en hier soos die ding, ons het iets byvoorbeeld in ons kampus, soos 'n grow proses. Wat jou deur die basiese beginsels vat, van wat die woord ons leer, wat is 'n verhouding met die Here? En dit gebeur gereeld, dis online available vir ons, vir jou en vir ons om deur te gaan, sodat ons by die volgende vlak kan kom. Kinders. Nou, kinders, wat hy skryf, hy sê, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Dit is die Griekse woord, paidion. Wat hy sê, a childing that is an infant or a half-grown boy or girl, figuratively an immature Christian, child, a damsel. Okay, so dit is die verduideliking, dit is die woord wat hy daar gebruik, ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. So daar is al 'n verstaan van wie die Here is. En nou begin ons lewe, ons lewe begin nou 'n bietjie ander dimensie kry. Sien, daar sal 'n stuk ritme aan dit. Jy kan al begin kleur sien in jou lewe. Begin al die effek sien van jou verhouding met die Here, maar hier is die gevaar is, en meeste van die ouens daar agter in die saal gaan dit agterkom, is as jy ooit 'n 2-jarige of 'n 1-jarige dopgehou het wat nou net begin loop het. As hulle iets in die hande kry, wat doen hulle met daai ding? Hy gaan mond toe. Okay, maak dit kan wat ook al wees, maar dit gaan mond toe. Sien, en baie keer, omdat, en hier is gewoonlik,
in hierdie dimensie van ons geestelike lewe is dit baie keer waar ons vashak, veral as die som totaal van jou geestelike ontwikkeling is dat jy 'n Sondagbelewenis beleef. En jy is miskien getrou, jy's hier elke Sondag. Maar hier is ons die gevaar, julle ons, as ek en jy nie in 'n plek kom waar ons in 'n community in delf nie. Waar ons nie deel raak van dit wat hier gebeur, wat ons doen, ons as kampus, en ons is Dr. Sadeo, is nie daar net om julle besig te hou tydens die week nie. Dis sodat hierdie dimensies, hierdie kleur van God se teenwoordigheid in jou lewe, sy glorie deur jou lewe kan begin kleur kry, dat jy kan beweeg van ping, 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 na die volgende vlak toe. En kan sê, maar hierso is die issue, as ek en jy nie onsself inplug in dit waarmee ons besig is nie. 'n Kursus, ons het grow, soos byvoorbeeld follow, wat dit nou verder vat, om te sê, as ons sê ons is disippels van Jesus, hoe lyk dit in ons lewe? Anders gaan gebeur, dit wat Paulus skryf in Efesiërs 4, so hy sê, sodat ons nie meer kinders by Dion sou wees nie, wat soos golwe heen en weer geslinger word, heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid om lustigheid tot dwaling te bring nie. Sien wat gebeur as ons hier vashak in ons lewens, dan maak enige iets wat ek op Facebook lees, of enige iets wat ek 'n WhatsApp van kry, enige iets, nie elke boek byvoorbeeld wat jy in 'n boekwinkel kan koop, is noodwendig goed vir jou nie. En is hier waar ek en jy die kapasiteit lek om regtig te discern in ons lewens, maar wat gaan ek vat en wat gaan ek los? Wat is waarheid? Wat sê die woord oor seker goed? Want ons, elke nou en dan is daar 'n beweging deur die wêreld, wat eintlik so teenstrydig is met wat die woord sê, en dan wil ons begin paintings weggooi, en ons wil begin huise skoonmaak, en ons wil al hierdie goeders begin, gaan omdat iemand iets gesê het. Dat die oomblik as ek 'n ding lees, dan moet dit die waarheid wees, want hierdie ou het dit gesê, of dan moet dit die waarheid wees, want Jesus se naam is daar binne, en ek en jy moet iewers op 'n plek kom waar ons die volgende tree gee en sê, maar luister hier, ek wil my geestelike volwassenheid so kry, dat alles wat ek ontvang nie net na my mond toe gaan nie. Want dan gaan ons ietsie van 'n verwarring beleef. Dis soos, hierdie een ou kom na my toe, en hy kom met 'n groot revelation wat hy nou gekry het, en hy sê vir my, het jy geweet, Jesus het 'n tattoo gehad? En ek tog, asseblief vertel my meer. En hy vat toe 'n gedeelte in Openbaring, wat Jesus beskryf, en is beeldspraak, en op 'n tyd sê hy, maar hy sê hy het 1000 krone op sy kop gehad, daar was 4 in sy oë, en dan staan daar, and his name was written on him. En hy het iewers 'n ding gelees, dat dit beteken, dat Jesus 'n tattoo gehad het. En hy vat dit so as, dis nou iets wat hy nou gaan verkondig vir die wêreld, en om te sê, ja, en het jy geweet, Jesus het 4 in sy oë gehad, hy het nie gewone oë gehad nie, en hy het met klomp krone rondgeloop, en goed, maar jy sien, dis nou 'n baie simpel voorbeeld, maar daar's soveel goed wat jou kan vat, waar jy voel, luister, waar jy voel, nou moet jy weer perform, wanneer die Here is kwaad vir jou. Want jy weer iewers gelees van klomp bloedlyn vloeke, en wat se effek dit in ons lewens het, en die woord leer ons iets totaal en al anders, en dit is so maklik dat ons iets aangryp, omdat ons nie verstaan wat Jesus aan die kruis kom doen het nie, omdat ons nie noodwendig die woord en die implikasies daarvan verstaan in ons lewens nie. So kom dit vir ons so belangrik is, een van die metings, ons doen elke jaar so meting in ons kampus, een van die metings wat die laagste meet vir ons as kampus, is mense se tyd in die woord. Dat die woord is nie 'n rigtinggewende tool of 'n rigtinggewende inhoud in hulle lewens nie. Dat mense geniet dit nie om die woord te lees nie.
wat een van die crucial goed is om verby hierdie plek te beweeg. En dan bring hy in en hy sê, jong manne, jong girls ook, jong vrouens, sien, as ons hiernatoe skuif, dan begin ons so bietjie meer kleur te kry in ons lewe. Hy sê, ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Sien julle die progressie wat hy inbring, hy sê, kinders, omdat julle sondes oorwin is, omdat jy dit verstaan, Jesus het jou lief. Dan kom hy, sê hy, kinders, moet julle hom ken. Julle ken die Here, weet van hom. Bring hy in, hy sê, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly. Sien, dis daar in hierdie plek, waar die woord so deel raak van my lewe. Waar die woord my totaal en al begin saturate, in dit wat ek gaan doen. En dis hoekom dit so belangrik is vir ons om dit, maar hierso is die ding van jong manne. En jy hoef net paar studente dop te hou. As hulle kort so bietjie selfbeheersing. Alright? So bietjie, so hulle is maar eintlik net tieners met vryheid. So, maar daar's ietsie van, luister hier, soos 'n passie, hier's 'n dryf, daar's energie, daar's ons klomp goed, maar weet nie regtig waarna toe om dit te kanaliseer nie. Weet nie regtig wat om dit te doen nie, en dan, ek bedoel, Paulus skryf, en hy skryf in Titus, similarly, encourage the young men to be self-controlled. Daar's paar kere wat hy skryf, en hy verwys na die jong manne, en hy sê, luister hierso, moedig hulle net aan om so bietjie net self-control te wees. En dan gaan hy in 1 Petrus 5 en sê, you younger men, accept the authority of the elders, and all of you serve each other in humility. For God sets himself against the proud, but he shows favor to the humble. Sien, daar's iets daarin, as ons hier vashak in jou lewe. Wanneer jy nou voel, die woord begin nou iets in jou lewe doen, daar's passie, daar's 'n stuk vuur, jy wil nou goed vir die Here begin doen, dan baie keer, as daar nie iewers inspraak in jou lewe is nie, as daar nie 'n stuk accountability is in jou lewe, as jy nie iewers in 'n community ingeplug is nie, dan gebeur goed waar mense sê, luister hier, die kerk is eintlik maar net een of ander organisasie wat hulle nou geskep het om geld by te kry, ek het nie die kerk nodig nie, ek gaan op my eie verskil maak. En hulle gaan hier in 'n rigting in. En hulle sê, dis maar oor die bruid van Christus, dit wat hy kom skep het vir ons om in geestelik te groei en vanuit 'n verskil te gaan maak, kan ons so maklik op 'n plek kom waar ons dit wegskuif en sê, maar luister hierso nee. Ek en die Here, dis my verhouding. Niks met enigiemand uit te waai nie. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek en hy is op hierdie pad. Sien, en alhoewel daar 'n dimensie van dit moet wees waar ek my eie persoonlike roeping het, as dit nie gebeur vanuit 'n launchpad van 'n kerk, van 'n community, om ons te guide, om ons te support, om waar ons van mekaar af kan leer nie, dan kan dit baie maklik 'n gevaarlike plek raak in my en jou lewe, waar ons isoleer. En ons gaan weg van dit wat eintlik meer kleur in ons lewe bring. Sien, Claudio Rau kom in as 'n jong man by Martin Krause. Ouetjie wat op 8-jarige ouderdom so goed, so goeie pianis. Sien, maar Martin Krause het iets verstaan van hierdie. Waar hy aan skryf en hy sê, vaders. Sien, want as ek en jy daar kom, hy sê, ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Sien, en ek dink dit is hierdie
hierdie dimensie, hierdie kleurvolle omgewing wat die Here vir ons, vir my en jou begeer. Is dat ek en jy so totaal en al deur hom oorgevat sal word, dat in terme van die selfbeheersing saam met dit, dat ek en jy standvastig sal wees in elke seisoen, sien, want 'n jong man, wanneer dit sleg gaan, dan begin daar 'n bietjie twyfel kom. Maar as ek en jy hierdie verstaan, is daar 'n stuk contentment in ons verhouding met die Here. Waar die leringe kan kom, waar die goed kan kom, waar mense wat ook al kan sê, waar elke season kan kom, die goeie seisoene, die slegte seisoene in ons lewe. Die seer, die blydskap, maak nie saak wat nie. Ons weet dat ons weet. Ek is 'n kind van God en hy's by my. En hy het in my die kapasiteit gesit om hierdie wêreld te verander, en dat ek iemand is wat sy glorie vir 'n wêreld kan wys. Dat ek nie meer gaan net na hoendervleis oomblik nie. Maar dit is 'n konstante verhouding. Sien, in 1 Johannes 1 vers 1 begin hy. En daai wat hy sê, omdat julle hom ken wat van die begin af is 'n verwysing terug na die eerste vers van 1 Johannes. En hy skryf, hy sê, wat van die begin af was. Wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Klawe toe hy hierdie prentjie inkleer, word dit 'n totale oorvat van jou menswees is. Hy sê, vanuit dit nou begin ek funksioneer. En nou raak ek 'n Martin Krause, wat sê, luister, dit wat ek beleef, kan ek nie net vir myself hou nie. Ek moet dit oorgee na 'n volgende generasie toe. Dit wat die Here in my hart doen, kan ek nie net hier hou, en dit is net tussen my en hom nie, maar nou begin ek 'n groep mense om my kry. En ons deel die lewe saam, en ons praat oor die woord, en dan kom disippelskap in hierdie prentjie. Sien, want dis eintlik al wat Claudio Rau was, hy was ietsie van 'n disipel van Martin Krause, en eventually het hy hom ver verbygevat in terme van kapasiteit. Ons dis die dinamika van wanneer ek en jy sê, ons gaan inplug in 'n gemeenskap. Hoekom? Sodat ek en jou ons nalatenskap, ons legacy wat ons los, mag dit kleur bring in mense se lewens. Sien, geestelike groei het niks enigsins met jou saligheid uit te waai nie. Maar dit het te maak met hoeveel kleur soek ek in my lewe. Hoeveel dinamika soek ek in my lewe. Ek love hierdie een quote wat iemand sê, hy sê, a man with experience is never at the mercy of an argument. Mag dit ek en jou storie wees. Dat ons God so sal beleef in sy volheid. Dis waar iets soos ons disipelskap prosesse, dis soos ons journey proses waar vrouens 'n jaar lank 1 keer 'n maand by mekaar kom en praat oor die woord en heen en weer in mekaar se lewens inspraak kry. Van die kind tot die vader, dat daar is 'n heen en weer praat oor die woord, en is daar waar ons gees gebou word en ons kapasiteit gebou word, ons forged proses waar manne 1 keer 'n maand by mekaar kom. Ons praat oor die woord, ons praat oor die implikasies van dit in ons lewens. Daar is soveel goed, Discovery, Radiance, waar 200, amper 300
eintlik meer nader aan 300 jong mense sê, luister, ek gaan weekliks saam met mense by mekaar kom. Hoekom? Want ek wil nie net bly by 'n kind nie. Ek wil nie net bly as 'n jong man nie. Ek wil beweeg na 'n vader toe. Dis ietsie, ons vroue konferensie wat opkom dis miskien nie 'n dag, maar miskien is dit net 'n katalisator vir jou om iets te beleef van dit wat die Here wil hê. En ek en jy ouens gaan alleenlik skuif as daar 'n stuk intentionaliteit is in ons lewe. Hoeveel kleur staan in jou lewe? Waar pas jy in daai prentjie in? En wat is jou volgende stap? Ek wil jou bemoedig, maak daai stap. Kan ek vra, kan die worship team vorentoe kom? Ons hierdie great story van Paulus in Handelinge 9. Waar Paulus is besig om die kerk te vervolg en hy het 'n ontmoeting met die Here. En in daai ontmoeting word hy met blindheid geslaan en hy's op pad Damaskus toe. En om die kerk daar te gaan vervolg en intussen gesels die Here met Ananias wat daar sit. Sê vir hom, Paulus kom, Ananias is so 'n bietjie onseker want hier's 'n ou wat die kerk vervolg en nou moet ek vir hom wag. En nou hy, Paulus, wat toe eintlik Saulus was nog daai tyd, so pad soontoe en daar gebeur iets in sy lewe. En hy het 'n ontmoeting met die Here. En ek love hoe hierdie volgende gedeelte, daar staan nie baie verder as hierdie nie, maar aan die einde van daai proses, toe hy nou Ananias ontmoet het, staan daar die volgende in die woord. Hy sê, en Paulus het 'n paar dae saam met die gelowiges deurgebring. Paar dae. Nou die teoloë wissel van of dit 'n paar dae, paar jaar, paar maande was, you name it. Maar wat ook al in daai paar dae gebeur het so groot impak in Paulus se lewe gehad, dat direk daarna het hy gegaan en begin die woord verkondig. Het hy begin die werk wat die Here hom voorgeroep het te gaan doen. Sien die krag van daai oomblik om te sê, gaan deel raak van 'n community van gelowiges. En hy was so gedissiplineer in daai oomblik, dat hy kon uitgaan en gaan doen dit wat die Here hom voorgeroep het. En ons gaan nou 'n song sing. The Blessing. En 'n gedeelte van hierdie song, your children and their children and their children and their children. En mag dit 'n uitspraak wees oor elkeen van ons se lewens, oor jou lewe. Dat jou nalatenskap so impak gaan hê, dat jy miskien 'n Martin Krause gaan wees wat die wêreld nie noodwendig gaan ken nie. Maar jy het 'n legacy wat jy los in ander mense se lewens, wat die wêreld gaan verander. En wil jy nie saam met my commit as ons sê dis wie ons is? Ons is 'n gemeente met 'n mission. Ons is 'n gemeente wat in mekaar se lewens inspreek. Ons is 'n gemeente wat God se kleur in ons lewe pursue met alles in ons. Kom vir ons bid. Ja, Here, dankie. Dankie vir die goedheid en die guns, Here. Dankie dat U elkeen van ons ontmoet daar waar ons is, Here. Here, dat U meer in stoor het vir ons wat ons ooit kan droom of dink. Here, dankie vir U woord wat die kapasiteit het om te transformeer, wat die kapasiteit het om kleur te bring in ons lewens, Here. Here, dankie vir mense rondom ons wat inspraak het in ons lewe, sodat ons
die volle dimensie van U teenwoordigheid, Here, en U glorie in ons lewe kan beleef. Here, help ons en guide ons om so onsself in te delf in die woord saam met ander mense, Here. Here, ons wil bid vir ons vroue konferensie wat voor lê, Here, ons wil bid vir ons disippelskap prosesse wat konstant gebeur vir elke persoon daar, Here, dat die nalatenskap, die legacy, Here, van elke persoon hier, en hulle kinders, en hulle kinders, en hulle kinders, Here, mag dit 'n ripple effek hê deur ons samelewing, deur ons land, deur die wêreld, Here. Wat ons besluit het, ons gaan beweeg na Vaders toe, en ek gaan intentioneel wees om my lewe uit te giet in ander se lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Wil nie saam met ons staan, kom ons sing.